Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Dis ons tweede les vir hierdie week. Ek herinner jou net, in die vorige les het ons gepraat oor embryo-oorplanting en daar's 'n aktiwiteit wat jy moes doen. Op bladsy 169 moet jy asseblief vir my aktiwiteit 1 se vraag 1 en 2 doen, kortliks in jou werkboek. En dan moet jy net vir my 'n foto daarvan neem met jou naam daarby geskryf. Neem jy net vir my 'n foto en jy sit dit asseblief op ons WhatsApp groep. Vandag gaan ons bietjie praat oor selkernoordrag, spesifiek kloning. En soos wat jy weet, is ons besig met kunsmatige paring. So dis verskillende vorms van kunsmatige paring. Hierdie video gaan ook korter wees. Ons het in die vorige video gekyk na embryo-oorplasing as 'n kunsmatige tipe paring en die een voor dit het ons bietjie gepraat oor KI, kunsmatige inseminasie as 'n vorm van kunsmatige paring. So vandag gaan ons praat oor selkernoordrag. Jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 170. Ons is besig met eenheid 8 in module 3 van ons handboek. So eerstens moet ons vir mekaar vra voordat ons begin met selkernoordrag, wat presies is kloning of selkernoordrag? Jy kan daar vir jou merk in jou handboek, selkernoordrag vind plaas wanneer die selkern van 'n somatiese sel na 'n onbevrugte eiersel waarvan die selkern verwyder is, oorgedra word. Die eiersel kan dan verdeel totdat dit 'n embryo vorm en hierna word die embryo in 'n surrogaatkoei geplaas waar dit verder ontwikkel. So net om dit vir jou makliker te maak, kan jy gou luister, wat bedoel ons met 'n somatiese sel? 'n Somatiese sel is 'n liggaamsel. En in ons gedeelte waar ons bietjie gepraat het oor natuurlike paring, het ek vir jou gesê dat wanneer ons kyk na 'n somatiese sel, het dit 'n diploïde getal kromosome. Met ander woorde, dit bevat jou liggaamselletjies bevat genoeg kromosome of al die kromosome om jou as 'n volle individu te kan uitdruk of beskryf. Wanneer ons kyk na gamete, met ander woorde spermselletjies of eierselletjies, bevat dit 'n haploïde getal, net die helfte van die somatiese sel se genetiese inligting. Want wanneer die spermselletjie en die eierselletjie dan by mekaar kom en tydens die proses van bevrugting saamsmelt, maak dit dan weer twee helftes wat dan nou een volle somatiese sel se inligting dan sal bevat om dan 'n nuwe individu te kan uitdruk of te beskryf. So in hierdie somatiese sel vat hulle dan die liggaamselletjie, haal die genetiese materiaal daarvan uit en hulle vat 'n eierselletjie van 'n dier wat dan onbevrug is. Met ander woorde, net die eierselletjie self, hulle haal die genetiese inligting uit die eierselletjie uit en plaas dan hierdie liggaamsel, die somatiese sel, se genetiese inligting binne in die eierselletjie. So dan dink die eierselletjie, hy is bevrug, want daar is dan nou 'n dubbele getal genetiese inligting, of dan nou een liggaamsel se genetiese inligting in. Dan word hierdie eierselletjie, of dan nou die nuwe sel wat nou gevorm het, gestimuleer om te vermeerder, en dan in 'n surrogaatkoei, as ons praat van 'n surrogaatkoei of 'n surrogaatdier, dan beteken dit is soos die ontvanger by embryo-oorplantings. So hierdie is 'n ontvangerkoei, wat dan die embryo's ontvang, en dan nou verder sal die embryo's dan in hierdie koei ontwikkel tot 'n volle individu. Ons gaan sommer daar onderaan aan. Hulle sê daar in normale voortplanting, kan jy sommer daar saam met my volg in jou handboek, word die genetiese inligting van twee organismes gekombineer en hoe daardie inligting in die nageslag uitgedruk word, is totaal ewekansig. Die risiko met normale voortplanting is dat die wenslike eienskappe wat gesoek word dan nie in die nageslag mag voorkom nie. Kloning het nie hierdie risiko nie, aangesien die nageslag presies dieselfde eienskappe besit as die sel waarvan dit gekloon is. So met ander woorde, as ek die somatiese sel, die liggaamselletjie se inligting gevat het, se genetiese inligting gevat het en dit in hierdie embryo ingeplaas het en na 'n nuwe individu dan vorm, is die individu wat nie vorm presies geneties dieselfde as die een waar ons die liggaamselletjie, die somatiese selletjie en inligting dan van gekry het. Want dit is presies dieselfde genetiese inligting wat dan teenwoordig is in daardie dier. So daardie paragraafie wat ek nou net vir jou gelees het, hoef jy niks te onderstreep daar nie. Ek lees dit sommer net vir jou deur, ek het dit nou vir jou mooi verduidelik. Dit is maar net 'n beter verduideliking om vir jou te sê wat in die definisie aangaan.
By die doel van kloning moet jy vir my die volgende onderstreep. Selkernoordrag kan vir baie redes gebruik word, maar die belangrikste een is vir die massaproduksie van organismes met wenslike eienskappe vir voedselproduksie. Met ander woorde, ek het die genetiese inligting van 'n uitstaande dier gevat en ek kan daardie dier kloon. Hierdie dier, kom ons gebruik die voorbeeld van 'n melkkoe. Sy gee vir ons melk, sy het die genetiese inligting om vir ons regtig baie goeie kwaliteit melk sowel as kwantiteit. Goeie kwaliteit met die regte bottervet inhoud en die ander nutriënte inhoud, maar ook die regte hoeveelheid te gee. So ons wil 'n baie goeie koei, ons wil baie meer van haar hê, sodat ons 'n uitstaande kudde dan kan hê. Dan gebruik ons die proses van kloning om daardie dier soos wat sy daar staan, presies net so te kloon. Ons wil haar net right-click, copy, paste, sodat sy net so presies dieselfde koei is. En daarom doen ons dit so spesifiek vir diere met goeie eienskappe. Die tweede punt sê hulle daar is kloning van diere vir medisinale doeleindes, kan jy daarso merk. Hulle gee sommer voorbeelde van proteïene of middels wat gebruik word in die ontwikkeling van medisyne, embryo's wat gebruik word vir die maak van stamselle. Ons gaan bietjie later daarna weer kyk in die volgende gedeelte, en dan kan ons dit ook gebruik. Geklonde diere is geneties eners, daarom behoort hulle reaksie op medisyne dieselfde te wees. En daarom kan ons verskillende tipes medisyne, asof ons dit op een dier toets, dan uittoets, om dan te kyk wat is die effek van daardie medisyne of dan middels op die dier. En dan natuurlik gebruik ons dit ook vir die navorsing van siektes. Die volgende punt sê, die volgende doel van kloning is om die bevolking van bedreigde spesies te vergroot, of selfs al is hulle dood of uitgesterf, kan ons hulle dan weer terugbring. Met ander woorde, ons kan 'n dier wat uitgesterf het, soos byvoorbeeld die mammoth, die oudtydse olifant wat in baie lank terug voorgekom het en uitgesterf is. Ons kan uit die beendere of uit die vel van daardie diere wat behoue gebly het in byvoorbeeld sneeu of onder die grond, kan ons dan selletjies kry, en ons kan daardie liggaamselletjies dan gebruik om die genetiese inligting uit die liggaamselletjie te haal, dit dan in byvoorbeeld 'n olifant in te plant, sy eierselletjie in te plant, waarvan ons die genetiese inligting uitgehaal het, en dan so vir ons weer daardie tipe diere dan voortbring. En dan die laaste punt sê hulle is om geliefde troeteldiere te kloon. So mense wat baie ryk is, gebruik dan hierdie metode om dan 'n troeteldier te kloon, sodat wanneer die troeteldier dan doodgaan, het hulle dan nog een wat hulle dan kan gebruik. Goed, ons kry 2 soorte kloning. Jy kan daar merk in jou handboek. Die eerste een is reproduktiewe kloning. Dit is die kopieë van hele diere wat geproduseer word. Ons gaan 'n bietjie kyk na die voorbeelde. En dan kry ons terapeutiese kloning. Dit is dan net die produksie van embrioniese stamselle vir eksperimentele doeleindes om weefsel te skep wat beskadig of besmette weefsel dan te kan vervang. So by reproduktiewe kloning word die hele individu gekloon. By terapeutiese kloning gaan ons net die stamselle dan kloon. Ons kan dan kloning laat plaasvind op 2 tegnieke, en dis die Roslin en die Honolulu tegnieke. Jy kan vinnig daardeur gaan op bladsy 171, wys hulle vir jou die 2 voorbeelde daarvan. Jy kan dit self deurgaan. Ek het dit nie gemerk nie. Ek gaan dit nie so in detail met jou deurgaan nie, net om vinnig te kyk wat die verskil tussen die Roslin en die Honolulu is. Hulle vra dit nie sommer vir jou in jou vraestelle nie. So kyk net so vinnig. Jy moet net weet wat die verskil is tussen reproduktiewe en terapeutiese kloning en wat die 2 tegnieke is. Verder vra hulle nie in jou eksamenriglyne dat jy veel daarvan moet uitbrei nie. Ek wys sommer net vir jou hier reproduktiewe kloning, met ander woorde wat ons hier doen, as ek my sommer net vir jou hierso kan wys met my pointer. Ons vat 'n dier wat die donor is, vat ons dan 'n selletjie uit die liggaam uit, en by skape vat ons dan die voorbeeld van 'n selletjie uit die eier uit, en ons vat dan 'n eierselletjie uit 'n ontvangerdier. Dan haal ons hierdie genetiese inligting uit die eierselletjie uit by die ontvanger, en ons haal die genetiese inligting van die skenkerdier, haal ons uit die liggaamselletjie uit, en ons plant dit dan in die
ontvangerdier se eierselletjie. En daar, wanneer dit dan 'n eenheid vorm, sal dit dan vermeerder, om dan van hier af waar dit dan nou gesien word as 'n bevrugte eierselletjie, kan dit dan vermeerder tot 'n sigoot, of hierdie sal dan 'n sigoot wees en hierdie dan 'n embrio vorm, om dan die individu te vorm wat ons dan op die ou ende wil hê. Ek gaan nie al hierdie inligting met jou deurgaan nie, jy kan sommer self daar deurlees. Dis alles wat in jou handboek is oor reproduktiewe kloning. Hulle gee sommer vir jou daardie verduideliking wat plaasvind. Wanneer ons reproduktiewe kloning gebruik, is dit nie altyd nodig om die genetiese inligting uit die liggaamselletjie te haal nie. Ons kan ook die selletjies langs aan mekaar sit en met die elektriese stroom maak dat die twee in mekaar inbeweeg. Ek sal dit dan nou ook vir jou wys verder aan. So hier wys ek sommer vir jou net weer, jy kan sommer self hier deurgaan as jy wil, hoe die proses weer gebeur. Ons gaan twee verskillende individue hê, en die inligting van die somatiese sel moet op die ou ende binne in die eierselletjie kom om die nuwe individu dan te kan vorm. Terapeutiese kloning, het ons dan nou ook gesê, is embrio kloning. Dit is wanneer menslike embrio's met die oog op navorsing gereproduseer word, en die doel van hierdie proses is om die stamselletjies te oes, en hierdie stamselletjies kan dan gebruik word om in verskillende organe te verander, of dan nou gekultiveer word in verskillende tipes organe om dan gebruik te word om in te plant by mense. En dan wil ek jou graag net ietsie wys oor rekombinante DNA-tegnologie. Ek gaan dit aan die hand van hierdie voorbeeld wys. Dis 'n nuwe vorm van kloning, as ons dit dan nou so wil noem, is waar spesifieke eienskappe dan in selletjies geplant word. So wat hier gebeur, kom ons veronderstel, ons wil byvoorbeeld pankreas se insulien produksie byvoorbeeld naboots, dan gaan ons die insulien produserende selletjies uit die pankreas neem, en die stukkie DNA wat verantwoordelik is vir of DNS in Afrikaans, wat dan verantwoordelik is vir die produksie van insulien, gaan ons uitsny uit die DNS van die dier. En dan gaan ons uit bakterieë, is al baie spesifieke tipes DNS wat voorkom, wat in 'n ring voorkom, en dan gaan ons uit daardie gedeelte uit, byvoorbeeld die bakterieë, gaan ons dan uit die ring 'n gedeelte van die DNS uitsny, en dan hierdie DNS wat ons gekry het van die insulien geen, plant ons dan in die DNS van die bakterium. Ons sit dit terug in die bakterium, en dan sal die bakterium vir ons insulien produseer, want hierdie stukkie DNS wat ingeplant is in sy DNS, sal dan vir ons insulien uitdruk, of dan die insulien produseer van die DNS af. Dit is nie in jou handboek nie, so hulle gee dit nie vir jou dat jy dit moet ken nie, ek noem dit sommer vir jou. Hierdie vorm deel van biotechnologie, en wanneer jy veekunde gaan studeer of 'n BC rigting instudeer, kan jy spesialiseer in biotechnologie of in hierdie rigting spesifiek, waar jy dan te doen gaan kry met die opsny en die verdeling van DNS as deel van genetika, en jy gaan dan leer hoe om hierdie rekombinante DNS dan te kan vorm. Ek wys sommer vir jou hier die bekendste of die eerste dier wat gekloon is, waarvan ons weet wat oorleef het, is dan Dolly, wat 'n skaap is wat gekloon is, en hoe dit plaasgevind het, gaan ek sommer vir jou hierso wys as 'n voorbeeld van waar kloning plaasgevind het. Eerstens is die eierselletjie of 'n selletjie uit die eier van 'n skaap geneem, en dan sê hulle hierso dit is in 'n vloeistof gesit, wat gemaak het dat die selletjie dan ophou verdeel het. Die volgende stap is hulle die eierselletjie van 'n ander skaap gevat, en dan die DNS uit daardie eierselletjie geneem. Met ander woorde, die genetiese inligting uit die eierselletjie uitgesuig. Soos wat dit hier vir jou gewys word, is dit letterlik 'n suigding, 'n metode wat gebruik word. Dit lyk amper soos 'n strooitjie wat hulle gebruik, om dan met 'n baie dun naald of as 'n naald wat soos 'n strooitjie lyk, dan om hierdie genetiese inligting deur middel van 'n inspuiting naald dan uit te trek uit die eierselletjie uit. Dan word hierdie eierselletjie en die eierselletjie langs mekaar gesit,
Die eierselletjie het nie meer sy genetiese inligting nie en dan word dit deur 'n elektriese impuls gestimuleer en hierdie twee selle smelt dan saam, soos wat jy hier kan sien. En dan word hierdie nuwe versmelte eierselletjie ingeplant in 'n ontvangerdier en hierdie selletjies word dan gestimuleer om te verdeel, sodat dit ons dan 'n nuwe individu kan kry uit hierdie ontvangerdier uit. Soos wat jy hier kan sien, is Dolly toegebore as 'n lammetjie wat uit 'n ander dier uit gekloon is. Die voordele van kloning kan jy sommer daar bo in bladsy 172 merk. Word gegee as kloning kan 'n potensiële eindlose aantal uitstaande diere voorsien. So as ons hierdie proses dan so kan verbeter, kan ons dan net diere hê of kloon wat ongelooflike of besondere goeie eienskappe besit. So as ek byvoorbeeld al my koeie in my kudde kon kloon uit die beste koei van my kudde uit, sal dit dan nou natuurlik die ideaal sou wees. Dan kan ons stamselle kry of kloon van embryos wat ons dan kan gebruik om kanker te kan behandel of ander tipe siektes, soos byvoorbeeld om ook stamselletjies te stimuleer om in organe te verander, of dan organe wat byvoorbeeld skade het in 'n individu. As ons byvoorbeeld van 'n individu wat byvoorbeeld lewerkanker het, 'n selletjie kon neem en vir hom uit sy stamselletjies dan 'n lewer kon laat produseer. Kon ons sy eie lewer uithaal en die lewer vir hom terugsit wat gekloon is uit sy ou lewer uit, om dan vir hom 'n lewer te gee wat presies dieselfde is as die een wat hy voorheen gehad het, maar net sonder die kanker byvoorbeeld. Dan kan ons bedreigde spesies kloon om hulle te beskerm teen uitsterwing en ons kan diere kloon wat siektebestand is. Met ander woorde, ons kan die siektes uit hulle uithaal en dan die diere so kloon of die diere kloon wat bestand is teen hierdie siektes en dan sal ons dan siektes of diere wat dan vatbaar is vir siektes dan baie verminder. Dan die nadele van kloning kan jy sommer daar in jou handboek kyk. Hulle sê dat gekloonde diere slegs die helfte van die leeftyd sal hê as 'n normale dier. Ons gaan nog na 'n paar voorbeelde kyk. Dis nie 'n baie suksesvolle manier van voortplanting nie. Hulle sê daar as 'n presiese kopie van die oorspronklike dier sal daar dan ook die genetiese abnormaliteite en siektes van die oorspronklike dier wees. Met ander woorde, die goeie eienskappe van hierdie dier sowel as al die negatiewe eienskappe sal dan voortgesit word of dan nou in die kloon voorkom. Met ander woorde, daar is 'n presiese kopie van die dier wat ons voorheen gehad het. En daarom sal die goeie eienskappe sowel as die slegte eienskappe voorkom. Dan sê hulle vir jou, kloning is kontroversieel. Daar word beweer dat wetenskaplikes God speel as hulle kloning doen. Met ander woorde, dit is iets wat mense nie veronderstel is om te doen nie, of baie mense glo dan so. Dan ook in die proses waar hulle sê vir jou in die handboek dat baie lande nog nie 'n kloningsbeleid het nie. Wat beteken hulle het nog nie mooi beskryf wat word toegelaat en wat nie rondom kloning nie, want mense sal dan selfs hulle self of dan hulle kinders graag dan sal wil kloon en die effek daarvan op die samelewing en kloning op die samelewing word dan nou bespreek en dit maak dit dan 'n eties kontroversiële kwessie. Dan sê hulle kloning is baie duur en ek het gesê dis glad nie suksesvol nie of baie lae sukses syfer wat dan as gevolg is van diere wat dan die helfte van die leeftyd leef, swak immuunstelsel het en vergrote harte, onderontwikkelde longe of dan nou beskadigde organe het, wat dit dan 'n baie onsuksesvolle manier van voortplanting of dan nou paring maak. So dit bring ons dan by die einde van die gedeelte oor kloning. Doen asseblief daardie aktiwiteit in die vorige les en sit daai foto vir my asseblief op die WhatsApp groep en dan verder baie sterkte met die lesie en met die kyk van hierdie video's en in die volgende les sal ons dan kyk na bevrugting en dragtigheid. Baie dankie.